Hartlike hallo, dis weer tyd vir Ritme Digitaal, of soos my goeie vriend Stefan Joubert altyd sê, en dis sy eie woord wat hy ontwikkel het, ons gaan nou ritmeer. En hierdie is nou die digitale weergawe van ritmeer. So baie welkom, ritmeer lekker saam met ons. Wie het gedink daar kan na al die jare iets goed uit COVID uitkom? Wel, vir 7 jaar lank is ritme besig en ek wil sê danksy COVID het ons digitaal gegaan en het nooit opgehou nie, want ons het vriende reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld. So jy is so welkom by Ritme Digitaal. Dankie vir die baie terugvoer wat ons kry. Mense, dit is maar net 'n motivering vir ons, dis 'n inspirasie vir ons. So Stefan deur die land beweeg, soos ek deur die land beweeg. Ek bedoel wonderlike terugvoer van hoe hierdie inspireer, hoe hierdie bemoedig. En dis die hoofrede hoekom ons hierdie doen. Dis die hoofrede hoekom ons aanhou en nie sommer sal ophou hiermee nie. Jy is so welkom om hierdie op sosiale media te versprei na vriende en familie toe, dat ons die woord kan uitkry by mense, want dit is waaroor dit vir ons gaan. Die woord, ja, dit moet Suid-Afrika aan die brand steek, dit moet harte en lewens aan die brand steek. So geniet vanaand ook, mag dit geen uitsondering wees nie, mag jou hart en jou lewe diep aangeraak word. Hier gaan ons, geniet dit. Dag sê en baie welkom by ons Ritme Digitaal. Altyd 'n eer, altyd 'n vreugde om die Here se woord saam te gebruik as die gids, die reis en leefgids vir ons lewe, om die Heilige Gees uit te nooi as ons leermeester, ons leerkrag, en om die Here se woord te hê as die lig, en dit in Jesus se naam te mag doen tot eer van die Vader. Wat 'n voorreg mag vandag ook 'n ontmoeting met die Here hê. Here, baie dankie dat ons in U naam is, in U naam lewe, dat ons in U naam doen wat ons doen, en praat wat ons praat, en dink wat ons dink, en voel wat ons voel, want U is die Here. Lei ons vandag om in die waarheid van die woord te lewe. Gee vir ons ou en nuwe padwysers, wat in die skrif is, op nuwe maniere, sodat ons sal hoor en verstaan, en dit aan ons harte se brandluise sal bære, en dit sal doen, in U mooi naam, amen. Ek onthou dat in my klein dae, toe ek klein was, het my maale vir my liedjies gesing, en ek sien nou met ons kleinkind doen ek en Marietjie dieselfde. Ons sing graag liedjies vir ons kleindogter. Dalk doen julle dit ook as julle kleinkinders het of pappas en mammas is. Ons praat in Engels van 'n lullaby, 'n wiegieliedjie. 'n Wiegieliedjie is veronderstel om jou rustig, kalm, tevrede te maak. Dis die liedjie wat jou aan die slaap moet sus. En ek hou van wiegeliedjies. Dis pragtig. Selfs die ou groot komponiste, die klassieke meesters het wiegeliedjies, lullabies geskrywe om jou rustig te stem. En is mooi en reg so. Ek raak so partykeer bietjie bekommerd net as die kerk verval in 'n wiegeliedjie kultuur. As godsdiens 'n lullaby culture aanneem. Wanneer jy week na week, preek na preek, lied na lied, gesprek na gesprek, Bybelstudie na Bybelstudie, altyd net gekalmeer is en rustig is en in 'n geriefsone is, en nie ooit uitgedaag is om te dink nie vir 'n oomblik regop sit en sê, kan dit wees, hoekom het ek dit nog nooit gehoor nie, net omdat daar 'n nuwe skat in die woord raak gebore is deur 'n voorganger nie, dan is jy dalk deel van 'n wiegeliedjie kultuur. Nou, laat ek dit net eers helder en duidelik sê. Dis ook nodig en reg dat die woord ons soms meestal dalk tot rus stem. 'n Prediker, skrywer, 'n spreker, 'n boek wat ek wil noem in die Amerikaanse shock jock culture is nie gesond nie. As 'n prediker die heeltyd skokkend wil wees om aandag te trek, is dit geestelik onvolwasse.
as boeke en gesprekke en video's die heeltyd skokkend wil wees om getalle na te jaag op sosiale media platforms, is dit nie opbouend nie. Dit is nie hoe die Here dit bedoel het nie. Dis ongesond om reaksie te kry net deur anderster te wees of skokkende dinge te sê. Maar dit nou bygesê, om die heeltyd mense aan die slaap te sis, om die evangelie die heeltyd in 'n veilige, rustige, voorspelbare kultuur te sit, is ewe lewensgevaarlik. Ek meen, dan is die enigste ding wat mense ontstel is hulle so week na week en maand na maand deur dieselfde geestelike roetines gaan. Daardie kind wat nou in die kerk gehuil het, dit was omtrent die hoogtepunt van ontsteltenis. Het jy nou weer gehoor, daardie ouers kon hulle kind nou nie beheer nie, dan hoor jy so iets na die tyd. Of die sanggroep het nou weer 'n paar liedere gesing wat ons nie ken nie. Natuurlik, weer 'n keer, ons het ook die reg. Die woord bring ook rus en vrede, 'n kalmte van gees. Maar Jesus was uitdagend. Die evangelie het nie in 'n geriefsone gepas waar Jesus was nie. Ek meen, hoekom dink jy het hulle hom gekruisig? Hoekom dink jy het hulle hom 'n persona non grata, 'n onwelkom persoon in godsdiens verklaar? Hoekom is hy uitgekruit in Matteus 11 as 'n vraat en 'n wynsuiper? 'n vriend van tollenaars en sondaars. Ek meen, dis 'n grove belediging teenoor Jesus. Hoekom dink jy in Markus 2 en 3 kry hy 'n doodsvonnis nadat hy die Sabbat oortree het? Hoekom dink jy besluit sy familie in Markus 3, sy eie broers, sy aardse broers, hy is van sy kop af? Hoekom stuur hulle Maria om hom tot sy sinne te probeer bring in Markus 3? Hoekom kom die godsdienstige leiers in Markus 3 en sê hy het Beelzebul, bedoelende hy is duiwelbesete? Ek meen, as Jesus, ekskuus as ek dit alweer so sê, net hierdie tipiese kinderbybel Jesus is, wat kinders se koppe streel en wiegeliedjies skep vir hulle, dan kan ek verstaan dat mense ongerieflik voel as hulle die Nuwe Testamentiese Jesus raakloop. Want hy pas nie in die lullaby genre altyd in nie. Ja, daar is ook geleenthede en ruimte daarvoor, sê ek weer 'n keer, natuurlik. Maar wanneer ons nie gereeld ook die skerpheid van die evangelie beleef, die swaard met die twee skerp snykante waarvan Hebreërs praat, wat indring tussen hart en siel en murg en bene, wat diep opereer om die kankers van gerusheid en oorgerusheid, wat is die Engelse woord, complacency, 'n soort van 'n gemaksigtigheid moet godsdienst te hê, wanneer die woord nie dit uit die skeniere van ons spiere uitskit nie, gaan ons godsdiens 'n wiegeliedjie kultuur godsdiens wees. Wat ons nooit uitdaag nie, wat ons nooit challenge nie, wat ons nooit verander nie, wat ons nooit na nuwe plekke toe vat nie, wat ons nie laat groei in ons geestelike lewe nie. Ek het nog nooit nêrens enige skrywer, leierskonsultant, geestelike leier, Bybelwoord gehoor wat ons nie uitdaag om te groei in ongerief nie. Alle bekende leiers, ek lees nou die dag selfs Waldo Emerson wat sê, dit is die enigste manier om persoonlik te groei, is om in ongerief te wees en daardeur te werk en nuwe dinge te leer van jouself en te ontdek. Ook met die Here se woord. Jesus, toe hy ons geroep het hy ons geroep om hom te volg. Nie om 'n gemaklike godsdienst te hê nie. Hoor net, ek lees in Matteus 4, vers 18. Eendag het Jesus by die see van Galilea gaan stap. Hy kom toe af op twee broers, Simon en Andreas. Simon is later Petrus genoem. Hulle twee was vissermanne. Hulle was juis besig om hulle nette in die see te gooi toe Jesus vir hulle sê, wat staan julle nette? Kom agter my aan, word my volgelinge. Dan sal ek vir julle wys hoe om op 'n nuwe manier vis te vang. Ek sal julle leer om van nou af mense te vang wat in sonde leef,
sodat hulle deel kan kry aan God se nuwe wêreld. Dadelik het Simon en Andreas hulle vissernette neergesit en agter Jesus begin aanstap. 'n Eentjie verder het Jesus op nog 2 broers afgekom, Johannes en Jakobus. Saam met hulle pa Zebedeus was hulle hard aan die werk om hulle vissernette heel te maak. Jesus het by hulle gaan staan en ook vir hulle gesê om alles net so te los en sy volgelinge te word. Hulle het uit hulle boot geklim, hulle pa gegroet en agter Jesus aangestap. Hierdie is uitdagende woorde. Dit is die prys om te verskuif van 'n vigilietjie godsdiens na disippelskap. Jesus stap langs die see van Galilea, die varswatermeer. Nou ek meen as ons langs 'n meer of langs die fisiese see wandel, dan sit rustig. In een oomblik verander Jesus egter die rus. Versteur hy Petrus en Andreas en Johannes en Jakobus se rus deur 2 woorde wat hy onderskeidelik aan hierdie 2 groepe broers gee. Volg my. Net dit. Dit is die wekroep, die wakkerwordroep, die wake-up call vanuit 'n vigilietjie kultuur na 'n navolgingskultuur. Wanneer Jesus by jou stop waar jy besig is met jou normale lewe wat jy so goed ken. Ek meen Petrus hulle en Johannes en Jakobus hulle was gesoute vissers. Hulle doen dit al van kinderjare af. Hulle paas was vissermanne. Dit hardloop in die familie. Dis vir hulle natuurlik. In die nag as jy op die see of wanneer die vis ook al loop en daarna maak jy jou vissersnette skoon en versien jy jou visserskuite en doen jy dit oor en oor en oor. En toe kom stap Jesus langs die strand van die varswatersee en hy sê vir hulle 2 woorde. Volg my. En toe verander hulle hele lewe. Toe meld hulle met eens as disippels aan. Jy sien, Jesus roep slegs disippels. In ons dag het disippelskap eintlik 'n aparte kategorie geword. Jy's 'n lidmaat, jy's 'n gelowige en dan deurloop jy 'n disippelskap kursus en dan is jy 'n disipel. Nee, Jesus roep slegs disippels. Jy kom as 'n disipel en jy volg Jesus voltyds as 'n disipel. Hy het nie kategorieë van disipels voltyds, natyds, na ure, dominees en pastore en gewone lidmate, klein Christene en groot Christene, afgetredes en opgetrede Christene nie. Alle Christene, alle gelowiges het een roeping: volg my, of jy leraar is of nie, of jy jonk is of oud, man of vrou, of jy 'n voltydse werk het of jy geen werk het nie, of jy op pensioen is of nie. Volg my. Volg my. Jesus se roeping. En as hy dit roep, kos dit altyd iets. Iets moet gelos word, iets moet gelaat staan word. 'n Beroep, 'n gewoonte, 'n manier van leef, 'n eie rustigheid, 'n voorspelbaarheid. Jesus roep jou in die onvoorspelbare in. Volg my. Hy sê, ek het net een plan, jy kom agter my aan. Heel eerste, roeping tot Jesus navolging. En dan tweedens sê Jesus vir Petrus hulle, ek sal julle leer om vissers van mense te wees. Sjoe, hulle het nie eers 'n idee wat dit beteken. Hulle weet om vis te vang. Jesus sluit by hulle wêreld aan en sê, maar van nou af gaan ons 'n nuwe wêreld begin, 'n nuwe koninkryk begin, 'n nuwe roetekaart het ek vir julle. Hulle verstaan nie mooi nie, maar dis wat Jesus sê, as julle saam met my loop, dig by my loop, op my hake loop, in my skaduwee en in my lig loop, daar waar ek my voetspore neersit, julle voete daar laat loop, dan gaan julle wêreld verander. Julle gaan nuwe mense wees. Julle gaan vissers van mense wees. Julle gaan 'n nuwe wêreld voor julle sien oopgaan. En dis al. Dis die instruksie. Volg my. Kom agter my aan. En dit is, soos die Engelse sê, disruptive. Want met eens word my prioriteite ondergeskik aan Jesus se. Met eens is sy agenda my agenda. Ek nooi nie, soos ek altyd sê, Jesus in my lewe in nie. Hy nooi my in sy lewe in. Ek nooi hom nie in my hart in nie.
hy nooi my in sy hart in. Ek nooi hom nie na my pad toe nie, hy nooi my na sy pad toe. Dis lewensgrootte, reusagtige verskille, kan ek weer sê. Jesus nooi my in sy hart in, hy nooi my in sy lewe in, hy nooi my na sy pad toe. En dit is ontwrigtend, dis raptif. My prioriteite is nou ondergeskik aan syne. My lewensplanne is ondergeskik aan sy plan. My ideale en drome is nou ondergeskik aan syne. Trouwens, syne word myne. Sy pad is my pad, sy drome is my drome, sy visie is my visie, sy lewe is my lewe, sy hartklop is my hartklop, sy woorde is my woorde, sy kyk is my kyk, sy doen is my doen. Dit is die Jesus lewe waartoe ek geroep word. En dit haal my uit 'n geriefsone uit. Want enige oomblik en elke dag en aanhoudend sê hy, volg my. Daar waar jy in die kerkbank sit, volg my. Want daar's honger mense en ek en jy moet gaan help. En daar is blinde mense en ek en jy moet in die naam van Jesus hulle oë gaan oopmaak. En daar is verlore mense en ek en jy moet hulle gaan vind. Los die vissersnette en kom. Mag ek weer sê wat Leonard Sweet ergens skryf, hy sê, most Christians, most pastors will never be fishers of men. They are so busy mending the nets that they have no time. Mag dit nie waaragtig waar wees, dat ek en jy so rustig aan die slaap gesis is, dat ons niks beteken vir die wêreld nie. Ons weet wat is fout en wat hulle behoort te doen en wie moet gaan help, maar ons meld nie aan nie. Ons doen net mooi niks, behalwe om te kla, fout te vind en te weet wat verkeerd is. En dan stop Jesus by ons en sê, vandag is dit 'n bietjie ongerieflik, ek gaan jou wakker maak uit jou winterslaap. Ek gaan jou nie vir jou 'n lullaby sing nie, maar 'n disippelskaplied. Volg my, los jou nette, los jou werk en kom agter my aan. Dis vandag so 'n dag in jou en my lewe, wat Jesus ook langs die see kom stap en ons rus kom verstoor, sodat ons hemelse rus kan beleef. Want weet dit, om Jesus te volg is verskriklik lekker op sy terme. Ja, dis onbekend en jy weet nie wat voor lê nie, maar wat 'n avontuur, want die Here stap saam, jy volg hom. Waar hy loop, daar loop ek, al ken ek nie die pad nie, hy is die pad. Al weet ek nie wat gebeur môre nie, hy hou môre in sy hand. Al weet ek nie hoe gaan ek dit regkry nie, hy gaan my help. Wat 'n lewe. En Jesus kom vandag en hy sê, volg my, volg my. Kom ons hoor die woord. En ons skrik wakker uit ons lullaby en ons rus. Kom ons laat toe dat Jesus op die regte maniere ons rus verstoor. Hoor die Here se woord. Amen. Dankie Here vir die woord. Dankie vir die woorde oor die woord. Leer my wanneer U my roep om U te volg, om dit waaragtig te doen, om my nette neer te sit en op nuwe maniere agter U aan te kom. Maak my ook 'n visser van mense in Jesus se naam. Amen. Wat 'n voorreg om hier by Ritme Digitaal saam te reis. Dankie dat ek en Johan elke keer in jou huis en in jou lewe met die Here se woord verwelkom word. Gebruik dit, stuur dit verder aan, gaan oordink dit en gaan leef saam. Mag die Here vir jou ryklik seën. Vrede vir jou. En dis die woord op sy suiwerste, op sy beste, en dis die waarheid wat vry maak. So dit is al, dis die woord. So kom ons gaan leef hierdie. Kom ons gaan leef hierdie. Jy is baie welkom om ook vir ons te help met 'n finansiële bydrae en baie dankie vir elkeen wat gee. Dit is regtig vir ons 'n riem onder die hart en ook weer daai inspirasie en daai motivering wat ons het om die in-persoon by King Price te doen. So as jy naby Pretoria is, onthou dit, in-persoon Sondae-aande 6uur by King Price by Menlyn Myn. Jy wat ver sit, dankie dat jy ons help om die in-persoon en digitaal moontlik te maak. Volg die sosiale media, die Facebookblad, Instagram, die YouTube kanaal, stuur die aan vir familie en vriende en ek hoop jy het 'n verskriklike lekker en 'n geseënde week. Totsiens.